Goeiemôre, liewe kyker, wie ook al vanoggend hier by ons inskakel, baie welkom by vanoggend se live YouTube erediens van Rustenburg Gemeenskapskerk. Soos meeste van ons al weet, is ons besig om deur die boek van Openbaring hoofstuk vir hoofstuk te werk. Vanoggend is ons dan by hoofstuk 5 van Openbaring. En voor ons verder gaan, wil ek vir ons dan daai hoofstuk net 14 verse vanaf vers 1 tot die laaste vers deurlees. Kom ons gaan kyk wat sê hierdie hoofstuk 5 vir ons vanoggend. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde nie, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Hou op huil. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, wat met harde stemme uitroep: Waardig is die lam wat geslag is om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping, in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep: Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Ons lees tot sover. Nou ja, ons het verlede Sondag het ons met mekaar gesels oor Openbaring hoofstuk 4, en die plek waar Openbaring hoofstuk 4 in afspeel, is ook waar Openbaring hoofstuk 5 afspeel, en dit is die troonkamer van God. Ons het in die vorige week in Openbaring hoofstuk 4 het ons vir mekaar gesê, wat beteken al hierdie goed wat ons hier in hierdie troonkamer kyk, en wat sê dit vir ons van die karakter van God? Hierso in Openbaring hoofstuk 5 het ons weer 'n ander prentjie. Ons sien 'n boekrol in die hand van die een wat op die troon sit. Binne en buitekant geskrywe en met 7 seels verseël. So kom ons begin by hierdie boekrol. Wat beteken dit presies? Hoekom is hierdie boekrol hier? Dis dieselfde boekrol wat ons van lees in die boek Esegiel, waar die Here dan vir Esegiel sê dat hy dit moet verseël en toehou, en dat hy dit nie mag wys nie, en dat hy dit moet bære vir die gegewe tyd. Nou daai tyd is nou. Dit is hier by Openbaring hoofstuk 5. Nou word daar gevra vir iemand
wat waardig is, en ons gaan daai woord baie hoor in hierdie hoofstuk, iemand wat waardig is, wat worthy is, soos hulle in Engels sal sê, om hierdie boekrol oop te maak. Want sien, die boekrol verteenwoordig God se plan, sy raadsplan van verlossing en ook oordeel oor die hele wêreld. Hierdie boekrol is God se volle plan vir die volëinding van die wêreld en die mensdom. Daarom sal ons sien dit is met 7 seels verseël. Aan die binne en die buitekant vol geskryf verteenwoordig. Die inhoud is ongelooflik belangrik. Nou ja, wie is waardig om God se plan, God se wil vir die mensdom dan te neem en dit vir die wêreld te gee? Johannes skryf dan hierso in hierdie Openbaring hoofstuk 5, niemand is gevind wat waardig genoeg is nie. In die wêreld daar buite sal daar baie mense wees en daar sal baie sogenaamde godsdienste wees wat maak asof hulle waardig is, wat voorgee asof hulle waardig is. My liewe kyker, as jy vanoggend kyk, moet jy besef dat in Openbaring hoofstuk 5 lees ons dat Mohammed nie waardig is om God se wil bekend te maak nie. Boeddha is nie waardig om God se wil bekend te maak nie. Nee, nie eers enige persoon wat hom of haarself 'n profeet, 'n paus of 'n apostel noem, is waardig om God se wil bekend te maak nie. Nee, net die lam wat geslag is. Dit is natuurlik Jesus Christus. Dit is net Jesus Christus wat waardig is om God se wil, die skepper van hemel en aarde, se wil vir die toekoms aan ons wat mense is, bekend te maak. Dit is die gunsteling wapen van die Satan om vir ons te laat dink dat daar ander persone of ander godsdienste is wat waardig is, of dat ons self waardig is om hierdie wil van God uit te pleis, om dit so te sê, uit te figure en agter die kap van die byl kom. Dit is natuurlik glad nie so nie. Ons lees hierso in Openbaring hoofstuk 5, dis net die lam wat waardig is. Baie mense gaan ook in ons eie godsdiens, in ons eie geloof, gaan baie mense daarop aanspraak maak, dat hulle alleen God se wil ken. Ons sien dit ook in die Katolieke Kerk, waar die paus alleen die persoon is, wat alleen weet, wat God kamsdag vir hom sê. Maar dit is nie wat Openbaring hoofstuk 5 sê nie. En dit is ook nie wat Paulus in sy briewe sê nie. Inteendeel, in een van sy briewe, jy kan dit maar gaan opsoek, skryf Paulus daarso, dat wie ook al 'n ander evangelie verkondig, as wat hy, wat Paulus is, en sy mededienaars verkondig het, as enige iemand, al is dit 'n engel uit die hemel, sê Paulus, 'n ander evangelie verkondig, dan sal hy, sê Paulus, vervloek wees. My liewe kyker, as jy vanoggend na hierdie video kyk, moet jy besef dat daar geen ander pad na die wil van God, na die wil van die Here is, daar geen ander manier is om te verstaan wat dit is wat die Here vir jou wil hê, as deur Jesus Christus nie. Dit is net Jesus Christus. En as jy hom aanvaar as jou verlosser, net deur daai pad te stap, wat jy gaan weet wat God se wil vir jou lewe is, en wat jy gaan weet wat God se plan vir die mensdom is. Ons kan dan ook nie die woord van die Here uitpleis of enigsins verstaan as ons nie Jesus Christus in ons lewe het nie. Ons kan die slimste teoloog wees, ons kan so baie grade agter ons naam hê, dat die mense ons Celsius noem, as ons nie weet wie Jesus Christus is, as ons hom nie aanvaar het as verlosser nie, as hy nie daai boekrol by die Vader in die Vader se hand geneem het en dit aan ons openbaar nie, dan gaan ons nie 'n idee hê wat die woord van die Here sê nie. Maar hoekom is die lam waardig? Hoekom is dit alleen Jesus Christus? Dis die vraag wat baie godsdienstige, as mense dit so kan sit, of baie gelowige mense baie keer uit ander godsdienste baie keer vra. Hoekom net Jesus Christus? En dan daag ons Christene uit baie keer en dan sê hulle, maar hoekom sê julle Jesus Christus is die
enigste weg en die waarheid. Hoekom kan julle nie so 'n bietjie plek maak vir die ander godsdienste of van ander gelowe of mense wat op 'n ander manier glo as julle nie? Hoekom sê julle alleen Jesus Christus, solus Christus, soos ons in die Latyn sê? Liewe kyker, as jy vanoggend na hierdie wou kyk, is die antwoord baie eenvoudig. Behalwe dat ons Here Jesus Christus in die evangelie van Johannes gesê het, ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die lam is waardig omdat hy geslag is. Jesus Christus is waardig om die wil van die Vader aan ons bekend te maak, omdat hy alleen vir ons sondes gesterf het. Omdat hy alleen die straf vir sonde vir die mensdom gedra het. En omdat deur hom alleen ons van ons sondes vergewe kan word. Niemand anders in die geskiedenis van die wêreld, my liewe kyker, niemand anders, nie ek of jy of die kamstig perfekste of mooiste persoon daar buite wat nog ooit geleef het, het ooit die straf vir hulle eie sondes betaal nie. Net Jesus Christus kan dit en het dit ook gedoen. Ons weet natuurlik, die straf vir die sonde is die dood. Jesus Christus het vir elke liewe een van ons sondes gesterf. En ons kan sien dat die woord van die Here vir ons sê, al het ons net een sonde in ons lewe gedoen, is dit genoeg om ons die dood op die hals te dra. Maar hy is waardig om die Here se wil te bekend te maak, want hy het daai straf gedra. Hy is die enigste persoon in die geskiedenis wat vir jou en vir my sondes betaal het. Daarom is hy waardig om die wil van die Here aan ons bekend te maak. Hy het ons dan ook, as ons hom as ons verlosser aanvaar het, losgekoop. Skryf Johannes hierso, losgekoop om wat te wees? Om heersers en priesters, konings en priesters, soos dit in hierdie vertaling staan, vir sy hemelse Vader, vir ons hemelse Vader te wees. Dan as ons dink aan konings en priesters, wat beteken dit natuurlik? Onmiddellik dink ons dat konings en priesters is hulle wat regeer oor die wêreld, maar dis glad nie die voorbeeld, of dis glad nie die posisie wat konings en priesters in die Ou Testament bekleed nie. In die Ou Testament was konings en priesters dienaars van die Almagtige. Hulle het hom gedien en sy volk behoort alleenlik aan hom. Jy sien, as Johannes hierso skryf dat ons losgekoop is as konings en priesters, beteken dit nie dat ons dit gaan lord oor die res van die mense of ons oor hulle gaan regeer nie. Dit beteken ons is losgekoop van die wêreld om die Here te dien. Ja, die lam is vaardig om die boekrol, om die wil van die Here aan ons bekend te maak. En sy wil is dat ons hom dien. Onder andere, ons sal in hoofstuk 6, sal ons verder kyk na wat die Here se plan is, wat hierdie boekrol spesifiek sê, maar ons sien alreeds hierso in hoofstuk 5, dat Johannes skryf, dat ons losgekoop is om hom te dien. Liewe kyker, as jy vanoggend kyk, wil ek vir jou hierdie vraag vra. Dink 'n bietjie aan jouself. As een van jou vriende ooit jou lewe gered het, miskien het dit al met jou gebeur. Of as dit nog nooit gebeur het nie, kan jy jouself ten minste indink hoe dit moet voel. Dink 'n bietjie by jouself as een van jou vriende jou uit 'n karwrak gered het, of jou uit 'n brandende huis uitgesleep het, of voor jou ingespring het as iemand jou wou doodskiet. Dink 'n bietjie aan dit, hoe dit moes voel as daai persoon hulle lewe neergelê het vir jou. Liewe kyker, ek wil dit vir jou voorlê dat as dit met jou gebeur het, of as jy dit kan indink dat hoe dit moet voel as dit met jou gebeur, dan kan jy jouself ook indink dat indien iemand so iets sou doen, dan sou ons
monumente vir daai persoon bou. Ons sou elke jaar op die jaar van sy dood, sal ons 'n herdenking hou, en ons sal 'n groot erediens hou, om eer aan hom te bring, en aan sy lewe, soos wat ons al reeds maak met baie mense wat gesterf het. Ons sou elke dag opstaan, en probeer om eer aan daai persoon se lewe te bring. Ons sou elke dag opstaan en dink, hoe kan ons hierdie persoon se nagedagtenis eer deur ons optrede, deur die goed wat ons doen en die goed wat ons nie doen nie. Liewe kyk, ons sal dit doen vir normale, gewone mense. Maar ons sal dit nie doen vir die een wat regtig vir ons gesterf het nie. 2000 jaar gelede het iemand aan die kruis vir elkeen van ons gesterf. 2000 jaar gelede het iemand werklik sy lewe neergelê om ons lewens te red. Het hy 'n prys betaal wat deur niemand anders betaal kan word nie. En hoe gee ons terug? Hoe gee ons terug? Baie van ons tree op 'n manier wat goddelose mense nie optree nie. Baie van ons sit ons voet nooit in 'n erediens of in 'n kerk nie. Ons tel nooit die woord van die Here op nie. Ons gaan nooit in gebed na ons God die Vader toe nie. Hierdie groot prys wat betaal is 2000 jaar gelede, ons vee onsself heeltemal aan af van dit. Al is dit vir ons betaal, al is dit ons lewe wat gered is, ons gee nie eers om nie. Kom ons vra onsself 'n bietjie af, of ons werklik waardig is, om Christene genoem te word, om gelowiges genoem te word, of ons werklik waardig is om die evangelie na buite toe te dra, of ons werklik ons dankbaarheid elke dag aan die een wat ons lewens gered het, wys. Want hy het ons losgekoop om sy naam te eer en om hom te dien. In die laaste deel van hierdie hoofstuk, liewe kyker, lees ons dat alles in die heelal, in die hemel en op die aarde, in die waters onder die aarde, in die lug, alles wat leef, prys dan die Here se naam. Ons lees ook in die woord van die Here dat daar staan dat elke knie sal buig en elke mond sal bely dat Jesus Christus die Here is, dat hy die koning van konings is. En dit sluit ons in. Jy wat kyk en ek wat hierso sit, gaan bely dat Jesus Christus die koning is. Ons het nie 'n keuse in die saak nie. Liewe kyker, ons het geen keuse in die saak nie. Ons gaan sy naam bely as koning van konings. Die enigste ding waaroor ons 'n keuse het, is hoe hy ons gaan terugantwoord. Want Johannes skryf ook, ofwel, dis ons Here Jesus Christus self wat dit sê. Op die einde van die dag is daar net 2 antwoorde wat die Here Jesus Christus vir ons op daai laaste dag gaan gee. En die een is die volgende. As ons na hom toe gaan kom, as ongelowiges, dan gaan hy vir ons sê, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. Maar as ons na hom toe kom, as mense wat hom as verlosser aanvaar is, wat skoon gewas is deur sy bloed, dan gaan hy ons antwoord, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Liewe kyker, die keuse is joune en myne. Die keuse is ons om te besluit hoe die Here ons op daai dag gaan antwoord. Of dit gaan wees dat hy vir ons sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Of dat hy vir ons gaan sê, goeie en getroue diensknegt. Dis die keuse wat voor ons vandag lê. Kom ons maak die regte keuse, kom ons aanvaar Here Jesus Christus as verlosser, want hy is die enigste een wat waardig is. Hy is die enigste een wat sy lewe neergelê het vir my en vir jou sonde. Tot volgende keer.